Hang 'n lap oor die maan, breek al die brande, stop elke droom, sloop elke boom, maak al die damme droog, en tap uit die see, pluk elke blom, en keer uit my son opkom. Stop die wêreld, ek het seer gekry, en alles, ja alles draai om my. Ek het ver genoeg saam gery, ek wil afklim en nie by u bly. Stop die wêreld, ek het seer gekry, en alles, ja alles draai om my. Ek het ver genoeg saam gery, ek wil afklim en nie by u bly. Want die gee weer 'n nuwe dag, en die lê elke nuwe steen in die muur van 'n nuwe stad, in die kamers van my nuwe hart, en die maak weer my drome vol. Laat die branders oor my strande rol, in my hart staan 'n nuwe boom, teen die wal van u waterstroom. Stop die wêreld, ek het seer gekry, en alles, ja alles draai om my. Ek het ver genoeg saam gery, ek wil afklim en nie by u bly. Stop die wêreld, ek het seer gekry, en alles, ja alles draai om my. Ek het ver genoeg saam gery, ek wil afklim en nie by u bly. Stop die wêreld, ek het seer gekry, en alles, ja alles draai om my. Ek het ver genoeg saam gery, ek wil afklim en nie by u bly. Stop die wêreld, ek het seer gekry, en alles, ja alles draai om my. Ek het ver genoeg saam gery, ek wil afklim en nie by u bly. Ek het lang genoeg saam gery, ek wil afklim en nie by u bly. As Leon Ferreira se liedjie Stop die wêreld, ek het seer gekry, beskryf hoe jy voel, is daar niks fout met jou nie. Die tempo is geweldig, die druk is ontsettend, en ons wens ons kan net bietjie 'n breek kry of sommer net afklim. Wel, ons kan nie, en ons hoef nie, en ons gaan vandag kyk hoe die Here dink oor ons prioriteite. Here, u het hierdie lewe gemaak, en u het ons gemaak, en u sê u het ons by die naam genoem, ons is die eiendom. En al sou dit vir ons voel dat ons vergeet is, dat dinge te wild gaan, weet ons dat ons veilig is. Ons het dit so nodig, ons het nodig om vandag rustig saam met u te dink. Help ons, Here. Amen. Ons lees Matteus 4, waar Jesus se bediening begin. Hy is pas gedoop, by die Heilige Gees ontvang, en sy werk moet begin. Maar voor sy werk kan begin, is daar eers iets wat afgehandel moet word. Kom ons lees dit, Matteus 4,
van vers 1 af. Toe is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie, en naderhand het hy honger geword. Die versoeker het toegekom en vir hom gesê, as u die seun van God is, sê jy die klippe moet brood word. Maar hy antwoord, daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Daarna neem die duiwel hom na die heilige stad toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir hom, as u die seun van God is, spring af, daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele oor jou opdrag gee, en op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Jesus sê vir hom, daar staan ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Toe neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg toe, wys hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt en sê vir hom, dit alles sal ek vir u gee, as u neerval en my aanbid. Maar Jesus sê vir hom, gaan weg Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duiwel hom met rus gelaat en daar het engele gekom en hom versorg tot sover. Daar staan geskrywe. Die tempo waarteen die lewe afspeel en dinge gebeur is oorweldigend. En as ons oorweldig voel, is nie 'n teken dat daar fout is met ons nie, dan is ons normaal. Maar in daardie wêreld, met sy tempo, het ons, dit is die wêreld waarin ons lewe afspeel, het ons rol wat ons moet speel. En dis 'n wêreld waarin mense baie keer voel, maar God verstaan dit nie. In die Bybelse tyd was dit anders gewees. Hierdie is uniek. Die interessantheid is, dis nie uniek nie. Sien, daar is 'n persoon wat agter dit lê, wat tot sy beskikking 'n klompie toerusting het, 'n klompie gereedskap en wat hy gebruik. En in ons tyd moet ons daardie gereedskap tot sy beskikking, sy name ken en weet wat om te doen. Hulle sê dit kennis in die jaar 1900 100 jaar gevat het om te verdubbel. Die kennis wat daar is, beskikbaar is om die lewe te leef en te oorleef. In 1945 het dit 25 jaar gevat om te verdubbel. In 1983 het dit 1 jaar gevat om te verdubbel. In ons tyd neem dit 12 ure om te verdubbel op sekere velde. 'n Absolute kennisontploffing. En daardie kennis wat kom na ons toe, kom op maniere wat leer verander het. Leer was moeilik geweest, maar leer het maklik geword. Het is lekker om nuwe inligting te kry en ons kry dit op soveel maniere, wel spesifiek deur skerms in hierdie tye, kreatiewe maniere wat dit aan ons voorgestel word, prentjies en videoklips en goed, en onmiddellik snap ons dit. Maar wat ons nie besef nie, is dat agter dit lê die mag aan die werk wat vir Jesus in die woestyn ingelei het. Ons sien dat Jesus, toe hy sy bediening begin, een ding agter die rug moes kry. Daar is een oefening wat hy moes deurgaan, wat krities was voor hy kan begin. En dit is, wat maak ons met die aanslag wat die duiwel op ons lewe maak, wat die Satan maak. Hy is net so aanwesig en aktief as in Jesus tyd, ook in ons tyd. En by Jesus leer ons die beginsels wat gegeld het. As die Satan kom, en hy kom nooit in die vorm van 'n lelike monster met 'n 3-tand vurk en horingkies nie. Hy kom verleidelik na ons toe. Nou Jesus is in dieselfde woestyn in waar die volk in was toe hulle vir 40 jaar in die woestyn was. Jesus is vir 40 dae in die woestyn in, niks geëet, niks gedrink nie, wat beteken hy was ontsettend blootgestel, broos gewees. En dis wanneer die bose na jou toe kom. Wanneer jy broos is, wanneer jy onseker is, en dan kom hy met sy aanslag. En elke keer as hy kom, het hy Jesus op 'n
faset gevind waarin hy uitgelewer was. In die eerste een was dit die honger gewees wat Jesus gehad het. En die duiwel vir hom sê, maar bid net en die klippe sal vir jou brood word. En 'n kort pad, in plaas van werk vir kos, net sommer 'n vinnige pad bid en dan kom daar uitkoms. En Jesus sê, nee, ek sien jou. En dan haal Jesus uit die Bybel uit aan. Dis die manier hoe hy die Satan antwoord. En interessant, die manier hoe hy die Satan stil kry. Die feit dat hy die Bybel ken, God se woord ken. Die duiwel haal ook die Bybel aan. Hy wil vir Jesus sê, as ons dit dan doen, ek kan dit ook doen. En het 'n paar verse wat hy gee, en Jesus dan vir hom sê, nee, jy misbruik die Bybel. Jy versoek God met wat jy doen, en hy vir hom 'n Bybelvers gee. En dan die duiwel vir hom sê, weet jy, wat sal ons nou deur al hierdie moeilikheid wat vir jou voorlê gaan, al die swaar wat jy moet kry, sodat jy die verheerliking kan kry. Jy kan my sommer net nou aanbid, dan gee ek dit als vir jou. En Jesus dan vir hom sê, gaan weg, Satan, want daar staan geskryf, jy moet die Here jou God alleen aanbid en hom dien. En nadat Jesus die derde keer die Bybel aangehaal het, het die Satan gewyk. Die manier hoe die Satan nou na ons toe kom, is doodgewoon in beheer oor ons tyd. En hierdie dinge kom baie keer in die vorm van iets verleideliks na ons toe, iets moois. Ek kan van my vriende meer ontdek waar hulle is. Ek kan bietjie kyk wat hulle alles doen, en ek kan in Facebook ingaan. En ek kan bietjie kyk wat in die wêreld aangaan, en nou praat ons nie eens van die bose goed, nie die nuttige goed, die goed wat my interesseer. Interessante goed wat mense doen, goed wat mense met balle doen, en wat hulle met mooi goed in die natuur, talle mooi goed wat gebeur. En ek kyk na die een na die ander. En in daardie proses word my hele lewe oorgeneem. Want sien, agter dit het die bose sisteem ontdek wat maak dat mense uit ons kan geld maak. In die oomblik as iemand uit jou kan geld maak, dan kom daar skielik nuwe reëls. Dan gaan dit nie meer oor wat nuttig is nie, dit gaan oor wat vermaak, wat my besig hou. As ek net gaan kyk, maak nie saak waarmee ek kyk nie. En in die ontploffing van kennis is daar 'n nuwe ding wat gekom het, en ons noem dit AI, dis al 'n Afrikaanse woord, Artificial Intelligence, wat in staat is om die verstommendste goed te doen, en ons het nou al ChatGPT ontdek, wat baie nuttige goed doen, wat my help om 'n baie goeie Engelse moeilike brief te skryf, vir 'n bank, of vir 'n werksaansoek, of vir wat dit ook al mag wees, om getuigskrifte te kry, om net sommer nuttige inligting te kry, iets waaroor ek wonder, dan vra ek en dan gee hy vir my die antwoord. Maar in hande van iemand wat dit goed bedoel, is dit nuttig en is dit belangrik, en moet ons dit gebruik. Een nadeel is dat dit ons lui maak, en dat dit maak dat ons nie meer kreatief is nie, dat 'n groot faktor is. Maar die ander een is dat dit ook 'n hulpmiddel is in die hande van iemand wat misbruik van ons wil maak. En een van die interessantste goed in hierdie tyd, en ek kry baie videoklips van mense wat sê, jy moet hierna kyk. En dan is dit doodgewone iets wat onwaar is, wat deur AI geskep is. As ons byvoorbeeld net die woorde grandfather en granddaughter gaan intik, en dan kyk wat ons kry, kom daar die interessantste videoetjies, spesifiek van 'n oupa en 'n kind wat saam sing. En dan sien jy die gehoor wat in trane is oor wat hulle sing. Of as jy nog meer effektief wil wees, dan sit jy hierdie oupa in klere wat gehavend is, en hy speel vir die kleinkind. Hierdie een van 'n vader en 'n granddaughter is 'n pragtige liedjie. Jy wil dit net aanhou luister, jy kry dit nie gestop nie. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still
within the sounds of silence. Maar daar's 'n belangrike syfertjie by hom en daardie syfertjie is 2 miljoen kyke. Die oomblik as iemand dit kan regkry om 2 miljoen kyke uit sy gehoor uit te kry, is dit vir hom in die omgewing van omtrent R200,000 werd net daar in sy sak. Hierdie een van 'n gehavende oupa. Wat saam met sy kleinkind is en vir haar sing. Sy sleutel, nou daar's baie, ons kies hierdie 2, want sy sleutel is dat dit 3,8 miljoen kyke gekry het. Dit beteken is amper R500,000 werd. Vir die een wat vir AI gesê het, maak vir my so ding, vinnig. En in enkele minute het hy hierdie video gemaak. Baie van die goed is nie eens waar nie, ek meen, as jy net kyk na hoe die gitaar gespeel word, kom jy agter met die klanke wat uitkom en die aksie wat ingaan is nie eens dieselfde nie. Maar dit maak nie vir ons saak nie, dis goeie vermaak, dis oulik. En in daardie proses word ons ingeslurp in 'n wêreld wat totaal ons tyd oorneem. Dis 'n nuwe wêreld wat ons moet die kaf van die koring skei. Nou weet ons al en daar word daar nie eens meer geen teenstem daaroor dat as dit enigstens kan met 'n kind, party rek dit, maar sê minstens tot 3 jaar, moet hy nie aan 'n skerm raak nie, op geen manier eens nie. Tussen 3 en 5, 3 en 6 mag hy dit doen vir 'n uur 'n dag hoogstens as daar 'n volwassene vir daardie hele tyd saam met hom is. Dis die reëls. Ons ken nie die reëls nie. Ons is opgewonde want kyk hoe geboei is die kind. Dit haal hom van ons lyf af. Ons kan ons tyd met ander goed spandeer. Ons los hulle baie keer vir ure daarmee. En eers oor die langer termyn, ons sien nie nou die nadeel nie, maar oor 'n langer termyn begin ons die nadeel te sien in kinders se breinfunksionering, hulle onvermoë om goed deur te voer, om bloot lank genoeg te kan konsentreer, al daardie goed lei geweldig skade. Dit sien ons eers oor 'n lang tyd. En daarom het ons meer as ooit geweldig insig en wysheid nodig om dit te hanteer. Wat maak ek as al die ander dit anders doen? As my kind dit by ander sien en by ander leer en druk op my plaas om dit ook te doen? Ek is daardeur met die na vore kom van die videomasjien. Dit was vir my die wonderlikste ding wat die Here ooit uitgedink het. Ons het altyd my werk veroorsaak het ek in die aande uit die huis uit was en dan vandag vir die kinders 'n Bybelstorie gelees, 'n sprokie en 'n Bybelverhaal. En as dit my beurt is om dit te lees, dan was dit die verskriklikste werk vir my lewe. Ek het so vaak geword terwyl ek die storie lees, ek raak nie slaap, dan maak hulle my wakker en sê pa, lees klaar. Toe kom daar 'n videomasjien wat daai selfe verhale lewendig wys en ek besef dis van die Here af. En ek het nie geld gehad en ek het skuld gemaak en 'n videomasjien gaan koop en was so trots op die belegging wat ek in my kinders se toekoms gemaak het. Dit was so lekker om te sien hoe hulle voor die videomasjien sit, angstig en elke oomblik geniet baie meer as my verhale en die dinge raak nooit eers aan die slaap nie. Tot hulle groot word en ek besef wat ek gemis het. Sien, hulle het nie stories by my gehoor nie. Hulle het die lewe by my leer ken. Hulle het warmte ervaar. Ons het gepraat oor die stories. Daar die eintlike leer plaasgevind. Nou het hulle net gesit. Hulle het hulle sosiale vaardighede om met mense te werk het nie ontwikkel nie. En na 'n lang tyd moes ek agterkom dat ek hierdie monster in hulle lewe ingevoer het teen 'n geweldige prys, goed wat ek nie kan terugkry nie. So meer as ooit sal ons nugter moet dink in hierdie nuwe jaar oor die rol wat die sosiale media en die gewone skerms in ons lewe speel, ons selfoon, die goed wat ons kyk. Elkeen het 'n ander pad, elkeen het 'n ander manier. Ons praat nou nie eers van nuttige werk daarmee, ons praat net van die vermaaklikheidsdeel daarvan. En elkeen het 'n ander pad wat hy met die Here loop. Maar om ons te help om in lyn met Jesus se worsteling met die bose ook met die Here te kan gaan sit en ook vir hom te vra, Here, maak my oë oop vir waar die bose met my besig is.
En dalk gaan ons eie reëls moet maak, want ons moet die wiel oorontwerp. Ons ouers het ons hierin nie opgevoed nie. Ons moet nou maar self die foute maak en die planne maak. Maar dalk in die rigting daarvan dat ek vir die Here sê, Here, ek wil met U ooreenkom dat ek 'n tiende van die tyd wat ek afstaan aan skerms, aan die Bybel sal afstaan. Dalk is dit minder, dalk is dit meer. Ons klaar dit met die Here uit. En daardie onderhandeling is een van die belangrikste dinge wat ons kan doen. Want die feit is, in 'n wêreld waarin dinge wild is en rof gaan, het ons vastigheid nodig. En ons vastigheid is die doodgewone eenvoudige woord van God. Waar ons hom lees, waar ons hom ken. Waar ons nie kort paai vat nie, nie maar net 'n versie kry en ander goed daaroor lees nie, waar ons die Bybel lees, die verse van die Bybel lees, 'n punt daarvan maak om stukke te memoriseer. As dit kan, 'n lied saam te sing wanneer ek my Bybel lees. En want daardie tyd met die Bybel die eintlike anker word vir my lewe. En as dit in plek is, dan kan ek my selfoon vat. Dan kan ek AI vat, kan ek sosiale media vat en dan het ek beheer daaroor. Mag die Here in hierdie jaar die een wees wat die prima tyd uit ons lewe kry. En mag die bose ook een kant toe moet staan, omdat die woord gepraat het. Here, ons wil die meeste maak van die lewe. En dankie dat ons kan. Dankie dat al word ons oorweldig, en as ouers en grootouers, sien ons nie lig met die oorweldigende toestroming van dinge in ons kinders se lewe en tyd nie. Weet ons dat ons veilig is, beskerm is. Vat ons terug na U woord toe. Help ons om U woord te geniet, om dit die ere tyd in ons dag te gee. En help ons om U dan te vertrou met wat U daarmee maak. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.